Geliefdes, ons gaan in die leerprediking vanaand begin met die beligting van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Belijdenisskrif wat ons voorouers baie goed geken het, dis ook met hierdie belijdenisskrif dat hulle voet aan wal gesit het, hier in 1652. En ons gaan vanaand stilstaan by artikel 1, en ons wil graag artikel 1 belig, deur saam te luister na Psalm 27, vers 1 tot 14. Psalm 27, vers 1 tot 14. Die klem gaan op vers 4 val. Psalm 27, vers 1. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig, en antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangesig. Ek soek u aangesig, o Here. Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u knegt nie af in toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelykpad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. In artikel 1 vind ons die belydenis oor die enige God en ook enkele van sy volkomenhede, of Johannes Calvin noem dit dikwels ook sy hoedanighede, en ons sal as die Here wil ook vorentoe enkele van hierdie hoedanighede wat openbaar in sy woord behandel tydens die prediking. Daar bely ons so, ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Psalm 27 vers 4. Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Psalm van Dawid. En koning Dawid was uit die stam van Juda. Maar koning Dawid praat hier soos 'n priester. Koning Dawid spreek hier die begeerte van die priesters uit. Want broeders en susters, die begeerte van die priesters
moes die begeerte wees van die ganse volk. Hulle was soos die eerstelinge van die volk. Een ding het ek van die Here begeer. Een ding het ek van die Here begeer. As u een ding van die Here kan begeer, wat sal dit wees, liewe broer en suster? Hierdie woord begeer is ook die woord vir om te vra. Met ander woorde, koning Dawid sê, daar's een ding wat ek vir die Here intens gevra het, wat ek van hom begeer het, wat ek van hom afgesmeek het. Wat sal dit wees? As hy een ding van hom moet vra, wat sal dit wees, broers en susters? En hoor wat vra hy van die Here, hoor sy begeerte. Hierdie begeerte is ook dit wat hy sal soek, met ander woorde, wat hy sal najaag. Ek sal dit najaag, ek sal dit soek. Dit ek van die Here gevra, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. In sy paleis sou 'n mens ook kon vertaal. My broeders en susters, kan nie iets hoor van die priesterlike taal daarin. Maar selfs die priesters, hulle kon, ons het vanoggend daarvan gehoor, hulle kon van tyd tot tyd in die heilige inkom tydens hulle diensbeurte. Daar was ook kamers waar die priesters gebly het, toe die tempel uiteindelik groot gebou is, het hulle daarin gebly. Daar was kamers gewees waar hulle gebly het. Maar Dawid sê dat ek al die dae van my lewe mag woon in die paleis van die almagtige God. Dit herinner ook dadelik, byvoorbeeld in Psalm 42 en Psalm 84, nie waar nie, hoe lieflik is die wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel, hoe verlang ek om daar te kan wees, by die tempel, om in gemeenskap met u te kan wees. Waarom begeer hy om daar in die paleis van die Here saam met die Here te woon, want die paleis is die Here se woonplek? Hoekom begeer hy dit? Hoekom vra hy dit van die Here? Hoekom wil hy dit najaag? En dan staan dit hier, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Sy lieflikheid. Sy lieflikheid. Is 'n pragtige vertaling hierdie, broeders en susters. Die woord lieflikheid. Dawid sê, ek wil sy lieflikheid aanskou. Daar's 'n ander Hebreëse woord vir sien. Dawid gebruik hier 'n besondere woord. Dis 'n woord van om eintlik vasgenaal te kyk. Om, mag ons sê, verwonderd te wees, in verwondering te staar. Dit sou dalk 'n goeie vertaling wees. Om in verwondering te staar, dit in te drink, om te aanskou die lieflikheid van die Here. Moses vra dit eintlik ook vir die Here. Hy vra, laat my tog u heerlikheid sien. En dan sê die Here, ek sal al my, en dan gebruik die Here nogal interessant genoeg, nie die woord heerlikheid nie, hy gebruik die woord goedheid of skoonheid. Ek sal al my skoonheid, al my lieflikheid sal ek by jou laat verbygaan. Om te aanskou, broeders en susters. Ek wil dit aanskou. Waarom wil Dawid die lieflikheid van die Here aanskou? Want daardeur sê hy, ek wil die volheid van die goedheid en die grootheid en die heiligheid en die regverdigheid en
alles wil ek aanskou. Ek wil my totaal en al daarin verdiep. Nou sal 'n mens weer kon vra waarom? Want liewe broeders en susters, daarvoor is ons geskep. Ons is geskep na die beeld van God, om God te kan sien. Trouwens, broers en susters, dit is daarin dat die voltooiing van ons heiligmaking juis lê, wanneer ons God sal sien soos wat hy is. Wanneer ons sy lieflikheid sal aanskou, wanneer ons dit sal indrink. Die Dordtse leerreëls, daar bely ons dit so mooi. Die verberging van sy aangesig is bitterder as die dood. Die aanskouing daarvan is soeter as die lewe. Om te aanskou. Dis in die aanskoue van die lieflikheid van die Here, broers en susters, dat ons deur die kragtige werk van die Gees verander word, omvorm word na die beeld van die lewende God, waardeur ons totaal en al vervul word met sy totale volheid. Ek wil aanskou. Ek wil verwonderd my blik op sy lieflikhede rig en dit nooit aftrek nie. En dan gaan hy verder en dan gebruik hy 'n ander begrip en hy sê en te ondersoek in sy tempel. Om te ondersoek. Daardie woord vir ondersoek het te maak met bepeins, nadenke. 'n Mens sou selfs kon dink aan om in iets in te delf. Hy wil die heeltyd daar in die tempel van die Here ondersoek doen na die openbaring van God. Hy wil homself daarin verdiep. Daar in God se tempel. Broeders en susters, nou wat is hierdie lieflikhede of die lieflikheid van die Here? Wat is dit? Geliefdes, dis wie hy is. Dis wie hy is in die wyse waarop hy homself aan ons geopenbaar het. En hier kom ons nou by die eerste belangrike punt. Ons kan die Almagtige net ken in sy openbaring. Ons kan die lieflikheid van die Almagtige net aanskou in sy openbaring. Ons kan dit net ondersoek in sy openbaring. Nou ons het iets van die lieflikheid van die Here het ons byvoorbeeld in artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis bely. Hy is ewig, hy is onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Geliefdes, en dan is daar nog nie naasten by alles gesê van die lieflikheid van die Here. Hierdie is maar 'n klein stukkie daarvan. Dit is 'n klein stukkie van die belydenis daarvan. Maar dis die lieflikheid van die Here wat ons hier gehoor het. En dis openbaring. En dis vanaand in die prediking van belang. En ook wanneer ons die volkomenhede of die hoedanighede van die Here gaan behandel of enkel is daarvan in dit wat kom. Dit gaan alles oor openbaring. Die vroeë kerk het die worsteling gehad met die Hellenisme of die Griekse filosofie. Die Griekse filosofie, broers en susters, het gesê dis vir die menslike verstand nodig en ook selfs moontlik om iemand te bedink wat die totaliteit is van alles wat goed is. So die Griekse filosowe wat die Griekse volke godendom gelos het en gesê het dat dit nie waar is nie, dit is sommer fabels, het geglo dat 'n mens met jou verstand wel kan opklim tot by wie God is, wat natuurlik vals is, maar hulle het so gedink. So wanneer jy jou verstand inspan, dan kan jy iemand bedink
wat alle dinge kan doen, dan is hy almagtig. Of wat alle dinge weet, en dan is hy alwetend. Of wat volkome regverdig is, volkome goed is, en alles wat daarmee gepaard gaan. So het hulle geglo. Die probleem is, broeders en susters, dat daardie manier van dink, het die Christendom ongelukkig ook getref, want hulle het binne die sogenaamde Hellenisme het hulle ook geleef. En dan sit ons met die geweldige gevaar, dat wanneer ons byvoorbeeld bely dat hy almagtig is, dat ons dink, dis iets wat ons met ons verstande kan uitdink en wat ons met ons verstande kan verstaan. Broers en susters, en dan is dit nie meer die lieflikheid van die Here nie, dan is dit die verdorwenheid van ons verstand. Want die Almagtige kan nie bedink word nie, sy lieflikheid kan nie deur ons ontbloot word nie. Dit is onmoontlik. Dit is natuurlike teologie, dit is vals. So waaroor gaan dit hier? Die lieflikheid van die Here is iets wat hy van homself in sy eindelose genade openbaar. Hy maak dit aan ons bekend. Hoe? In sy werke en in sy woorde openbaar hy dit aan ons. En so kom hy na ons toe in sy openbaring. En wanneer ons deur die geloof sy woorde en sy werke aanskou en dit hoor, dan begin ons sy lieflikheid te sien. Dan begin ons te sien, hy is goed, hy is genadig, hy is lig, hy is liefde, hy is heilig, hy is almagtig. Ons sien dit in sy openbaring. Ons kan dit op geen wyse uitdink nie, broers en susters. Met ander woorde, ons mag nooit filosofeer oor wie die Here is nie. Op geen wyse nie. Ons moet aan die woord vashou. Die woorde en werke van die Almagtige, waarin en waardeur hy homself openbaar, vind natuurlik sy hoogtepunt in Christus self. Want Christus is die openbaring van die Almagtige se woorde en werke. Hy is self die beeld van die onsienlike God, lees ons in Kolossense 1, Johannes 1, en hy is die woord van God. Daar's uiteindelik, liewe broeders en susters, net een wyse waarop ons die lieflikheid van die drie enige kan aanskou, en dit is in sy geliefde seun. Sy geliefde seun wat vlees en bloed geword het. En as dit so is, dan beteken dit, broers en susters, ons kan sy almag nie buite Christus ken nie. 'n ou Griek van ouds kan met 'n klomp filosofie vir ons probeer verduidelik wat almag is. En ons kan dieselfde fout maak, dat ons met ons verstande dink ons kan begryp wat almag is. Maar broeders en susters, dit sal alles dwaalleer wees. Almag beteken nie om alles te kan doen nie. Almag beteken dat die seun van God vlees en bloed geword het en dat hy vir ons sondes betaal het en die toorn van God gedra het en dat hy Satan oorwin het, dat hy ons sondes oorwin het en dat hy opgestaan het uit die dood uit en dat die Almagtige al sy verbondsbeloftes sal uitvoer en dat hy alle weerstand uit sy pad sal vee. Kan jy nou sien wat is almag? Almag is nie 'n filosofiese konsep nie. Almag is die openbaring van wie God is in Christus en wat hy in sy verbondsgemeenskap aan ons gedoen het en nog aan ons gaan doen. Kom ons sê dit bietjie anders. Ons mag nie die vraag vra wat God is nie. Hy is nie 'n subjek vir ons filosofiese of wetenskaplike ondersoek nie. Hy bied homself nie aan ons verstande en sê, julle kan nou kyk wat ek is nie. Glad nie.
Hy kom in die gemeenskap met sy kinders. En hy openbaar aan ons wie hy is. En daarom is die woord hoedanighede so 'n mooi woord. Johannes Calvin is lief daarvoor om die woord hoedanighede te gebruik. Baie praat van die woord eienskappe. Nou, ons hou nie van die woord eienskap in die broers en susters, want 'n eienskap is 'n ding wat jy het, en die Here het nie eienskappe nie. Hy is wie hy is. Ek is wie ek is. Met ander woorde, hy is liefde. Hy het nie net liefde nie. Hy het nie heiligheid nie, hy het nie regverdigheid nie, hy het nie goedheid nie, hy is dit in totaliteit, in sy volkomenheid. Daar's ander woorde wat ook gebruik word, iets soos byvoorbeeld sy deugde, of sy volkomenhede, wat 'n baie mooi woord is. Die woord hoedanighede is ook 'n pragtige woord om die lieflikheid van die Here te beskryf, want die vraag is nie wat hy is nie, maar hoe hy is. Met ander woorde, hoe openbaar hy homself aan ons, of anders gesê, wie is hy? En sy hoedanighede word vir ons vanuit die skrif geopenbaar. En wanneer ons daardie hoedanighede in Christus aanskou in die evangelie, dan begin ons te leer wie die Here is. En as ons dit begin leer, liewe broers en susters, wanneer ons hom begin aanskou en die volkomenheid van sy hoedanighede, dan word ons vervul met sy volheid, en word ons al hoe meer en al hoe langer omvorm na sy beeld. Dan begin hierdie een groot begeerte om hom te aanskou, al hoe meer en meer vervul te word. Broers en susters, dis uiteindelik wat ons tog in die erediens moet maak, nie waar nie? Dis wat ons tog moet doen, elke keer as ons die Bybel oopmaak. Ons wil nie die woord van die Here eerstens hoor, sodat ons kan verstaan wat ons alles moet doen nie. Die Bybel is nie 'n lewenshandboek wat my lewe vir my ewe skielik makliker maak nie. Die skrif is die openbaring van die lieflikheid van die Here, wat ek wil aanskou, wat ek wil ondersoek, sodat ek kan omvorm word na sy beeld, sodat ek vervul kan word met sy volheid. Dit moet ons begeerte wees. So ons sê dit weer, ons mag nie, soos die ou Grieke, en soos baie mense, Christene wat die Griekse denk in hulle koppe het, ons hande aan die wese van God slaan, ons hande in sy karakter indruk. Dit sal lasterlik wees, om te vra wat is hy nie. Dis 'n verbondsvraag, dis 'n gemeenskapsvraag. Wie is u, o Here? Openbaar u lieflikheid. Net een of twee volgende opmerkings. En dit is dat ons hier enkele gedagtes kry in die eerste artikel wat vir ons dalk vreemd op die oor mag val. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is. Wat het die opsteller hiermee bedoel? Enkelvoudig, liewe broeders en susters, beteken weer eens dat die Almagtige nie eienskappe het nie. Hy is wie hy is. Enkelvoudig wil vir ons daarop dui dat daar in die Almagtige ook geen stryd is nie. Daar is in die Almagtige geen worsteling byvoorbeeld tussen sy regverdigheid en sy liefde nie, of tussen sy liefde en sy toorn. Daar is nie so iets nie. Dis 'n valsheid wat dikwels verkondig word. Dit was al een keer van 'n gereformeerde kansel af verkondig wat radikaal teen die woord stry. Waarom verlos die Here sy volk? Want sy liefde is groter as sy toorn. Dis vals, broeders en susters. Want daar is in die Almagtige geen verdeeldheid nie. Ons sien dit byvoorbeeld baie duidelik aan die kruishout van Golgotha. Daar word die lieflikheid van die Here, daar word sy hoedanighede in Christus aan die kruis so wonderlik geopenbaar.
Want daar sien ons tegelykertyd sy barmhartigheid, maar ons sien tegelykertyd ook sy regverdigheid. En dit stry nie met mekaar nie. In Christus is dit een. Want hy's barmhartig en ons word verlos, en hy's regverdig, maar ons sondes word gestraf. In Christus sien ons sy barmhartigheid en sy regverdigheid ook op die oordeelsdag. Want Christus sal self die oordeel van God voltrek. En hy sal in sy eindelose barmhartigheid sy bruid uitred. Iets oor onveranderlikheid. En ons sal as die Here wil vorentoe daarmee werk. 'n Griekse manier van dink oor die onveranderlikheid van God sou beteken, broers en susters, dat hy ongenaakbaar is, met ander woorde ontoenaderbaar. Dan bestaan daar nie iets soos gebedsverhoring nie. Dan beteken dit nie, die Vader het kinders wat tot hom roep, en hy hoor nie. Dan beteken dit nie dat Moses tot die Vader kon bid en sê, sien tog af daarvan om die volk te vernietig, en dan staan daar, en die Here het berou gehad. Dan kan daar nie iets wees, dit het God berou dat hy die mensdom gemaak het, en daar was smart in sy hart nie. As 'n mens Grieks daaroor dink, dan is dit onmoontlik. As jy vanuit jou eie verstand so oor onveranderlikheid dink. So wat is die onveranderlikheid van die Here, en ons sal as die Here wil dan daarby op 'n stadium langer stil staan, is dat hy getrou is aan sy verbond. Hy's getrou aan wie hy is, en daarin verander hy nooit nie. Maar omdat hy getrou is aan sy verbond, broeders en susters, hoor hy werklik die gebede van sy kinders. Hy verhoor dit waarlik. Die raad van God is nie vooraf geprogrammeerde program nie. Dis 'n diep geheimenis, hoe dat die Vader die gebede van sy kinders in sy raad verweef het, maar dat hy terselfdertyd werklik hoor. Omdat hy onveranderlik is. Omdat hy getrou is aan sy verbond. Broeders en susters, kan u hoor, dis die lieflikheid van die Here. As ons begin dink daaroor dat hy lig is, as ons dit wil begin ondersoek, dat hy liefde is, dat hy regverdig is, dat hy heilig is, en noem maar op, dan is ons nie besig met een of ander filosofiese poging nie. Dit moet ons groot begeerte wees. Ons moet ons hele lewe daarmee wil besig wees. Trouwens, broers en susters, ons sal vir die ewigheid daarmee besig wees, om die onuitputlike rykdomme van God se lieflikheid te aanskou in sy tempel. Om vir ewig en ewig te baai in die glans en die glorie van sy lig wat afstraal. Soos ons dit aanskou, word ons vervul met sy volheid van ewigheid tot ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons is verwonderd. Ons staan verwonderd. Ons staan verbaas. Ons staan verstom. U is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Onse Vader, bewaar ons tog daarvan, dat ons met ons verstande op U sal probeer beslag lê. Vergewe ons tog ook as ons dit doen. Laat ons ons verstande onderwerp aan U woord, aan U openbaring. En sal U tog sodoende U self al hoe langer en al hoe meer aan ons as U gemeente openbaar. Ons begeer ook
hierdie een ding. As gemeente bid ons dit van U. Ja, ons smeek dit van U. Gee tog, dat ons U lieflikheid kan aanskou, nou alreeds, in Christus, vanuit die evangelie, en in al U werke en U woorde. Onse Vader, maar sal U dit ook tog op U tyd en U plek volkome vervul, wanneer ons U op die nuwe aarde van aangesig tot aangesig sal sien. Daarna verlang ons, en daarvoor smeek ons ook. Ons bid nou dat U tog ons voor- en agterhoede sal wees in hierdie week wat ons ingaan. Sal U tog voor ons uitloop? Sal U tog die weë vir ons baan? Sal U ons beskerm teen elke aanslag van die bose wat ons van agteraf aanval, wat soos 'n brullende leeu ons bestorm, wat planne beraam waarvan ons dalk onbewus is? Gee ons tog 'n waaksame gees. Ons werp nou al ons bekommernisse, maar ook al ons vrese. Dit alles werp ons op Jesus Christus. Ons werp dit op hom, omdat U ons dit beveel het. En gee ons dan nou tog U vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sodat ons U naam mag verheerlik. In al ons vreugdes, maar ook in al ons beproewinge, wat vir ons voorlê in hierdie week. Ons dankie dat ons dit alles mag vra, in die kosbare naam van U geliefde Seun, in en deur wie U lieflikheid aan ons geopenbaar het. En daarvoor dank ons U. Amen.